Goeiedag, liewe luisteraar. Baie welkom. Dis 'n voorreg dat ons weer so kan saam reis vandag. Ons het gister saam gedink en saam gesels oor die kruisiging van Jesus en ons bou vandag verder uit op hierdie tema. Ek wil graag begin deur om vir julle te lees uit Romeine 4 vers 25. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Nou John Scott help ons hiermee en hy sê dat ons Here Jesus het deur sy kruisiging en dood die sonde en die bose oorwin. En die opstanding is die bevestiging daarvan, die verkondiging daarvan, die publieke getuienis dat dit werklik gebeur het. Wanneer ons dink daaraan dat Jesus die bose oorwin het, dan besef ons dat as ons in Jesus woon, in hom is, dan het ons ook die bose oorwin. Tog word ons gewaarsku dat ons nie in die versoeking val om te dink die bose bestaan nie. En dit maak dat ons nie versigtig lewe nie, dat ons nie waak teen die invloede van hierdie wêreld nie, dat ons nie mooi onderskei dit wat ons op die TV kyk of op die radio luister nie, dat ons baie roekeloos te werk gaan in 'n wêreld wat gekenmerk word as donker en waar wolwe gereed staan om skape te verskeer. Ons moet ook onthou dat ons fokus dan nou nie alleen moet wees die donkerte en die wolwe nie, maar die goeie herder. En dit bring ons by 'n baie mooi balans. Ons neem kennis van die realiteite, ons waak daarteen. Ons besef wat ons roeping is om lig en donkerte te verkondig, maar ons skuil by die herder en ons bly na aan hom, ons leef in 'n verhouding met hom. Ja, die goeie herder gaan altyd agter daai een skaapie aan wat afdwaal en gaan kry hom en bring hom terug, maar ons moet ook daardeur leer om nie af te dwaal nie. Ons moet ook die lesse wat hierdie lewe vir ons leer, die gevolge daarvan as ons ver van Jesus afleef, moet ons leer en toepas en onsself beywer om na aan hom te lewe met alles wat in ons is. Daar is sommiges wat vaskyk in Jesus se oorwinning en op grond daarvan besluit om maar 'n lewe te leef wat nie noodwendig getuig dat hulle 'n kind van die Here is nie, want Jesus het ons nou reeds die bose oorwin, reeds die kake van die dood gebreek. Dit laat ons dink aan Paulus se gesprek. Kan ons maar nou leef soos ons wil? Jesus het mos nou reeds die prys betaal. Hierdie saak is mos klaar afgehandel. En dan antwoord Paulus hulle om te sê, beslis nie. Familie en vriende, omdat ons wedergebore is, omdat ons nou 'n verhouding met Jesus leef en glo dat hy die seun van God is en glo dat hy ons bevry het van 'n lewe wat gekenmerk was deur boosheid, dood en sonde, kan ons nie anders as om in dankbaarheid anders te wil leef nie, na die beeld van God as sy verteenwoordiger hier op aarde. Dit laat dink my in Jakobus hoofstuk 2 wat vir ons leer dat 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, en soos geloof wat nie vrug dra nie, wat nie oorgaan in dade nie, ook dood. Dit beteken dat as ons werklik die Here ken, as ons werklik wedergebore is, as ons werklik nie meer in die donker leef nie, hoewel dit 'n realiteit is, maar ons skaar by die groter realiteit in geloof, ons Here wat gesterf het en opgestaan het, dan behoort ons 'n lewe te leef wat gekenmerk word aan sy vrug. Vrug wat lyk soos Jesus, vrug wat lyk soos die karaktereienskappe van God. Kom ons bid saam dat die Here ons ook daarmee sal help. Here, dit is soms moeilik om nie so ingetrek te word deur die bose om ons, dat ons vergeet het dat U opgestaan het nie. Aan die ander kant, Here, wil ons nie so naïef wees om te dink U het opgestaan en daarom hoef ons nie versigtig te wees nie. Here, help ons om na aan U te leef, om ons taak ernstig op te neem, om te weet U stuur ons soos skape tussen wolwe, maar te weet dat U saam met ons gaan en dat ons oë altyd gefestig sal wees op U. Here, werk in ons deur die Heilige Gees. Help ons, Here,
om U te dien met alles in ons en U te verkondig in hierdie wêreld. Ons bid dit in U naam. Amen.